Ja, hallo julle. Kom, het gaan goed met die wat ek nou nog nie voorgevra het of het goed gaan nie. En dat julle reg is vir die laaste ruk van hierdie semester. Kom ons kyk na die IPM wat julle oor skryf en dit gaan als oor unit 18 en 19. Unit 18 en 19 en unit 18 en 19 is hoofstuk 8.1 en hoofstuk 8.2 in die handboek. So dit gaan oor die properties of Laplace transforms and using the table to calculate the Laplace transforms. So ons het nou nie meer uit eerste beginsels nodig nie. So ons hoef nie meer daai hele volume storie te doen nie, gelukkig nie. En dan daarna moet ons dit reverse. So kom ons gesels gou vanaand net oor die basiese idee agter dit, wat ons moet ken, hoekom ons dit moet doen en dan gaan ons 'n hele paar somme doen want met hierdie werk moet 'n mens 'n hele paar somme doen. En dan sal ek ook sommer vir julle wys hoe hulle tipies in toetse of eksamens vra. En is altyd daar op die einde, daai laaste paar vrae in van die eksamen. En hulle vra dit altyd. So om inverses te doen, julle sal sien ons sal soos ek sê, as ons nou uiteindelik by die eksamens gaan kom en ons werk eksamens deur, daai laaste 4 vrae is altyd dieselfde tipe vrae. So as mens dit kan doen, dan weet jy sommer klaar jy gaan 'n hele paar punte skoor. So unit 18. Wat behels unit 18 nou eintlik? So ons wil uiteindelik van 'n tydfunksie oorgaan na 'n funksie van S, né? En die rede hoekom ons dit baie keer wil doen is die lewe is net bietjie makliker dan partykeer. Want dalk is die tydfunksie bietjie moeilik. So daardie Fs word geskryf as die Laplace van daardie Ft. So dit is hoekom ons dit moet kan doen. En uit eerste beginsels is hierdie mos nou 0 tot oneindig van e tot die mag min st ft dt. Maar ons is nie lus om elke keer te integreer nie, dit vat te lank en dit is juist waaroor hoofstuk 17 gegaan het, dink ek. Of unit 17 het gegaan oor ons moet die definisie gebruik. Maar nou hoef ons daarom nie, ons kan net die tabel gebruik. En julle het mos nou 'n lekker tabel. So ons is nie meer lus om te integreer nie en ons gebruik dan dus net die tabel. So dat ek net gou daarby uitkom of die tabel net gou vinnig hier kry. En dan kyk ons na dit. Dat ek net die tabel kry. Okay, so die tabel, julle het, soos ek sê, ek seker julle het dit daar voor julle, dit dalk uitgeprint of so. Die tabel lyk mos nou maar net iets soos hierdie. So dis net makliker om dit dan te volg. So jy het 'n funksie, jy moet hom probeer in die vorm kry, in enige van die vorms. As hy nie in een van die vorms is nie, moet jy bietjie manipuleer en 'n keer gaan en dan hom uiteindelik dan sy transpose, sy Laplace kry. Dan skryf jy hom net daar neer. So kom ons kyk hoe hulle dit baie keer vra. En dit vertel sommer maklik 4 punte in die toetse. So hulle kan vir jou sê, hier is 'n funksie f van t wat gelyk is aan e tot die mag 3t cos kwadraat 2t. En hulle vra vir jou, gaan kry sy Laplace. Nou, kom ek kyk of ek hierdie tabel. Okay, ek dink julle sal kan sien op die ding en julle het ook seker die tabel by julle. So, kom ons kyk of ons ietsie hierso raak sien, want lyk hy presies, lyk hy amper dieselfde. Wel, hierso is ietsie. Hy lyk amper dieselfde hier. Dit is e tot die mag iets en dan net 'n funksie. En daai funksie is cos, so dis dalk een van hierdie. Is dalk hierdie ouetjie hier. Die enigste probleem egter is hierdie is 'n kwadraat en nie 'n funksie net cos alleen nie. So ek moet eers dalk 'n bietjie manipulasie gaan toepas om hierdie ouetjie nie meer 'n kwadraat te kry nie.
Nou ons weet dat die kwadraat van 'n funksie van kos is die helfte van 1 plus 2 keer daardie hoek van kos, soos kos 4t. So eintlik het ons 'n half plus 'n half kos 4t. Dit is wat kos kwadraat 2t vir ons gee. So hierso staan eintlik ft is e to die mag 3t maal 'n half plus 'n half kos 4t. So dit is dan net 'n half e to die mag 3t plus 'n half e to die mag 3t kos 4t. Oeps, julle kan nie sien nie. Ja. En is dit nou veel makliker om dan die Laplace te kry nie? Ja, want nou kan ons net elke keer in die tabel gaan kyk. So daarom die Laplace van hierdie tydfunksie is die Laplace van hierdie ouetjie. Skryf dit dalk elke keer net neer. Ek weet nie hoe ernstig hulle is oor die skryfwyse nie. Skryf dit maar dalk net neer dat jy gaan die Laplace van elke ding kry. Want dis mos die definisies. En ons hoef net na ons tabel te kyk. Baie makliker. So hierdie eerste enetjie gaan lees jy net af en dit is hierdie nommer 2, nommer 3. So hy gaan wees half maal 1 op s minus 3. So dis hy. Daar het ons hom. Die volgende enetjie gaan wees nommer 11. So is ook daai half, daai konstante daarvoor. Dan sê nommer 11 vir my, dit is s minus b. So dit gaan die keer wees s minus 3, want dis mos wat b is. Gedeel deur s minus b kwadraat, soos s minus 3 kwadraat. En dan plus a kwadraat. En a is mos nou, a was die 4 en b was die 3. So is plus 16. En dan kan jy dit maar so los. Jy kan dit seker 'n bietjie vereenvoudig, of jy kan dit maar net so los. En dit is dan die antwoord. Dit is dan die Laplace se antwoord. En weer eens, soos ek sê, dit gaan altyd daar in die eksamens ook daai laaste paar vrae wees. Hulle hou van dit. Is julle reg? Enige vrae dalk van julle kant af sover? Ek glo dit maak daarom sin. So ons gaan so 'n paar doen wat 'n mens vorentoe gaan, wat jy Laplace moet uitwerk. Met behulp van die tabel. En dan sal ons nou weer teruggaan as ons die inversing doen. OK. Kom ons gaan kyk na nog enetjie. So hulle sê jy moet die Laplace gaan uitwerk van nou dink ek hierso kyk wat enetjie ek gaan hier gaan vat. Ja, kom ons vat ek wou nou 'n ander enetjie gevat het, maar kom ons vat dalk net hier eentjie. Die Laplace van en dan hakies t kwadraat plus 4t plus 2 maal e to die mag 3t. Ons moet die Laplace gaan kry. So dit kan ons eintlik maar net wees die Laplace as ek uitmaal, dan is dit net t kwadraat e to die mag 3t plus 4t e to die mag 3t plus 2 e to die mag 3t. So daarom sal die Laplace wees daai eerste gedeelte. Hoopelik is hy net so van die tabel af. En ek sien hierdie ouetjie hierso, nommer 9. Dit is wat hy gaan wees.
So dit gaan wees, die N is 2, so dis 2 fakulteit, wat 2 is, op S minus 3 tot die mag 3. Want onthou T, N is 2, so is N plus 1, so is tot die mag 3. Tweede gedeelte gaan wees 4, dis net daar gewone 4, en dan maal 1 fakulteit, en 1 fakulteit is net 1, gedeel deur weer S minus 3, en die keer tot die mag 2, want onthou N was nou 1, soos 1 plus 1, so dit is 2. En dan die laaste ouetjie is dan net daai gewone 2, daar's geen, vir hom gaan ons dan nommer 3 gebruik. Nommer 3 in die ry. So is net S minus 3. En dan kan jy nou dit vereenvoudig, as jy wil, die grootste KGV ons nou opsit, en dit is ons nou S tot die mag 3, so daai boonsteenetjie kort niks, hierdie 4 korte S minus 3, en daai 2 korte S minus 3 kwadraat. En dan kan jy dit nou vereenvoudig en vereenvoudig, tot jy uiteindelik, as jy nou verder gaan vereenvoudig, behoort jy by 2 S minus 2 kwadraat op S minus 3 tot die mag 3 uit te kom. Maar die prinsip bly dieselfde. Probeer, wat ook al hulle vir jou vra om die transpose te kry, die Laplace te kry, probeer dit 'n bietjie mooier te skryf, sodat dit op een van hierdie maniere is, want natuurlik wil hulle hê jy moet tog die wat saam gebruik, die tabel gebruik. Reg. Kom maar kyk of ek nog enetjie hierso kan kry. Want ek weet die tabel ene is dalk nie die rowwe enetjie, dis die inverse wat gewoonlik die rowwe gedeelte is. Ons moet nou mooi by dit ook uitkom. Ons gaan kyk nou nog hierso. OK. Kom ons sê dalk na hierdie volgende. Hulle gee vir ons f van s. Ag sorry, ons moet nie die inverse kry nie. Ek is nou by die verkeerde enetjie. Hulle gaan dit nou vir ons vir 'n funksie gee. So kom ons kyk na 'n piecewise funksie ook. Ons kan na Swetsie ook kyk. Dalk nou. Maar kom ons doen net eers hierdie. So hulle gee vir ons 'n funksie f van t, tydfunksie, wat t cos t is minus t tot die mag 4 e tot die mag min t. En hulle sê kry die Laplace deur gebruik te maak van die Laplace tabelle of die Laplace tabel. So ons wil net gaan kyk hoe kan ons elkeen gaan herskryf in 'n vorm wat soos hierdie lyk. Nou dit lyk nie dadelik of ek iets hier kan sien nie. Soos ons kan sien, waar is ek nou, 'n t maal 'n cos t. Ek sien nie dadelik 'n t maal 'n cos t nie. Ek sien 'n t tot die mag iets maal 'n funksie. Dan is die antwoord negatief 1 tot die mag k maal f, die hoeveelste afgeleide, maal van s. So dit is dan sy antwoord. So kom ons gaan, en dan die volgende t tot die mag 4, e tot die mag negatief t, hy is hierdie ouetjie, nommer 9. So hy gaan maklik wees, hierdie tweede enetjie gaan maklik wees, maar wat van daai eerste enetjie? So kom ons hanteer elkeen apart, en dan gaan sit ons hulle bymekaar. So as ek nou net die Laplace moet gaan kry van cos t alleen, want hy gaan ons nou moet split, want dit moet ons nou 2 goed wees, soos julle kan sien hierso by nommer 14. Dit moet ons nou 2
twee goed wees. So ek gaan eers net die Laplace kry van daardie gewone ft-funks, ek hanteer dit asof dit nou sê maar die ft stukkie is. En die Laplace van cos t, volgens my tabel, by nommer 5, is s op s kwadraat plus 1. S op s kwadraat plus 1. So die Laplace van t cos t is dan negatief, as ek nou hierdie toepas, maar dis mos nou tot die mag k, en wat was k? K was 1. Maar ek skryf dit hierso, k is 1. So is negatief 1 maal die afgeleide, die hoeveelste afgeleide, die eerste afgeleide van f wat reeds in f en s is. En dit is nou daai gedeelte, dit is daai, kom maar kyk of ek dit dalk 'n ligter blou kan maak. Daai stukkie daar is mos nou soos die daai ft, daai klein ft gedeelte. Soos die afgeleide van s op s kwadraat plus 1. So kan jy sien hoe mense die tabel moet gebruik en hoe jy veral hierdie nommer 14, ek weet hy kan baie keer die mekaar wees, maar al wat dit sê is, wat ook al t is, sy tot die mag, dit is net negatief 1 tot die mag dit, en dan reeds die Laplace, soos julle hier kan sien hierbo, reeds die Laplace van daai ft gedeelte, wat in die geval ons blou gedeelte is, maar se afgeleide, so hoeveelste afgeleide? In die geval se eerste afgeleide. En dit is dan net negatief, en dan is dit mos net die quotiëntreël. So dis s kwadraat plus 1 kwadraat, bo is dit 1 maal die onderste gedeelte, minus die boonsinnetjie maal die ondersinnetjie se afgeleide. En dit gee vir ons, as ons bo inmaal, dat ons s, dus ons gaan s kwadraat plus 1 minus 2s kwadraat hê, en onder is net s kwadraat plus 1 kwadraat. So dit gee net vir ons bo uiteindelik s kwadraat min 1, as ek nou die negatief inmaal, en onder s kwadraat plus 1 kwadraat. En dan hierdie gedeeltetjie, hom kan ons maklik kry, die Laplace van t tot die mag 4, e tot die mag min t. Dit lees ons sommer net af. Dit is hierdie nommer, waar is hy nou? Dit is net hierdie nommer 9. So dit is die n is 4, so is 4 fakulteit, en 4 fakulteit is 4 maal 3 maal 2, so dis 24, op s minus b, so dis s plus 1 die geval, want dis minus minus 1, tot die mag 4 plus 1 wat tot die mag 5 is. So daarom uiteindelik die Laplace van hierdie hele gedeelte is dan net daai twee bymekaar geplus. Is dan net hierdie oranje gedeelte en dan plus, minus hierdie blou gedeelte. En dit is dan die antwoord. So ek hoop julle sien die hele hoe mense dit nou moet split en te kere gaan. Julle het 'n piecewise continuous funksies gedoen, nê? Wat julle ook dan miskien die Laplace moet kry en so voorts. Dit is nou hierso by nommer 16. Ek seker julle skryf ook oor dit. As julle miskien net kan bevestig.
Gustav, ek kan nie onthou dat ons baie voordele daarvan, soos voorbeelde daarvan gedoen het nie, maar ek weet ons het al piecewise goeders gedoen. Okay, so kom ons kyk ook net na so 'n som want ek is net bang hulle vra dalk vir julle um iets oor dit. So dan kan julle net weet hoe dit werk. So sê net maar hulle gee maar dit is nou hier nommer 16 hoofsaaklik. Dan gaan ons kyk wat hoe hulle dit ook kan vra. Sê net maar hulle gee vir jou piecewise funksie, 'n tydfunksie wat as volg gedefinieer word. Minus t minus 1 i t minus 1. Nou vir die van julle, ek seker mens pas dit toe in klomp ander modules ook, maar die van julle wat meganiese ingenieur soos 'n swat, hierdie werk gaan baie sin maak en baie van hulp wees as jy uiteindelik sterkte leer 2 ook gaan doen. In gim 3, dink 3 en 3 en so. Dan gaan hierdie werk baie aandag kom. So hierso gee hulle vir ons 'n funksie. Nou hulle sê hierso vir ons skryf hierdie funksie as een groot funksie. As 'n piecewise funksie. Nou die piecewise funksie sal wees hierdie gedeelte, dis net t as t tussen 0 en 1 is. Hoe weet ek is tussen 0 en 1? Want hier begin 1, 2, 3. En ek sal nou visueel voorstel van wat ons doen. Dis eintlik hierdie gedeelte. Dit sê net is die funksie aan en wanneer is hy af? Jy sit hom aan, jy sit hom af. Ek sal nou vir julle wys uiteindelik hoe dit lyk. Dan die volgende gedeelte gaan net wees 1. Reg? Want jy vat hierdie waar is eintlik 1 minus die vorige ene. So in die geval gaan dit net 1 wees. Ek sal dit nou mooi verduidelik. Dan gaan dit net 1 wees, want dit is eintlik daai gedeelte negatief t plus 1 kom ek skryf so is die volgende netjie wat t minus 1 eintlik negatief dit minus t is. Plus t is. So dit gaan net uitkanselleer. En die gedeeltetjie gaan net wees 1. So dit gebeur tussen tyd van 1 en 2. Die volgende netjie is die volgende getal wat t min 2 is minus die vorige ene. En die vorige eentjie was ons nou 1. Die vorige eentjie was 1. Kyk eintlik net na die getalle. Is so, sorry, daai netjie was ons nou negatief. Minus minus. So hy gaan net wees 3. 3 minus t. Ek moet nog net 'n ander kleur gebruik het. Hierdie is die rooi en die volgende kom ons maak hom blou. Ek moet al hierdie net blou gemaak het. En dit sal gebeur van 2 af tot by 3. En dan die volgende is die perse. En hy sal dan net die volgende punt wees. 3 minus die vorige ene. So dit gaan net wees 0. Net om hier te verduidelik wat ek hier gedoen het. Elke keer. Daai rooi byvoorbeeld, hierdie waarde hierso, is net 1 minus dan 1 minus t en dan is eintlik 1 plus t minus t. So is die volgende netjie minus die vorige netjie, so dis omdat hy net 1 is. Dan die volgende waarde is die 2. So is eintlik net 2 minus minus hierdie. So dis omdat dit 3 is. So dis 2 minus, nie daai ene nie. Dan daai ene.
Soos die hele tyd, dit gaan dan eintlik wees 2 minus t minus 1. En dit is die 3 minus t. Waar die vorige enetjie, ek gaan enetjie weer net blou maak. Waar die vorige enetjie die rooie is net 1 minus t plus t basies. En dit was net dan 1. En dan die laaste enetjie, die perse, is dan net die 3 minus minus 3 minus t min 3 en dan net die plus sorry, daar moet plus wees minus t. So hy gaan uiteindelik uit 0 uitkom. Maar as later dit weer dalk mooi verduidelik, as dit maak nie nou eintlik so 'n diepte saak nie. En dit is as t groter gelyk is aan 3. Nou, wat beteken hierdie nou eintlik? Dit beteken net die volgende. As ons nou hierso 'n skets moes gaan teken het, sê dit net in daai eerste gedeelte, as tyd, kom ons sê hierdie x as staan vir t. As tyd tussen 0 en 1 is, hoe gaan die vergelyking dan lyk? Dan is dit net 'n reguit lyn. Soos net so. Kom ek kyk of ek hierdie ding 'n bietjie groter kan maak. Ek weet nie, hy wil nie nou werk nie. So kom ek zoom net in. Kom ek hou net hierdie hierso. So dit sê net daai eerste gedeelte is maar net so 'n lyn, dan is hy af. So hy werk net tussen 0 en 1. En daarna is net 'n reguit lyn wat 1 is. En daar's net 'n reguit lyn wat 1 is tot daar by 2. En daarna is dit 'n blou lyn wat sê 3 minus t. So dit sal 'n lyn wees wat so lyk. Want onthou, hy gaan ons nou eintlik hier op tot by 3. So dit is die reguit lyn vergelyking. En dan daarna is dit net 0 vir die res van die tyd. Vir die res van die tyd. Nou as hulle nou sê jy moet nou hierdie funksie se Laplace gaan kry. So jy moet nou die Laplace van hierdie oorspronklike ding gaan kry. Ons sê dit. So gaan kry nou die Laplace van hierdie ft. Dan gaan ons net die Laplace gaan kry van t. En dan gaan ons die Laplace gaan kry van die t minus 1 unit Heaviside funksie, die unit step function, minus die Laplace van die bloue en dan net plus die Laplace van die perse. OK. Nou waar gaan lees ons dit af? Wel, hierdie enetjie kan ons net gaan aflees. Dis nou ons net daai enetjie daar. So dis daar nommer 2. So dit gaan net wees 1 op s kwadraat. Hierdie tweede enetjie, t minus 1, gaan kyk ons nou hierso. En dit is mos nou hierdie nommer 16. So dit gaan wees negatief e tot die mag min s, want daai k is mos nou net 1. Maal 1 op s kwadraat. Want dit is 1 op, waar is hy nou? Ons het mos nou klaar daai enetjie gekry, so dit moet s kwadraat wees. Net kyk waar is hy nou. En dan is net die gewone
um, een keer daai ding. Minus, die volgende gaan wees, e to die mag min 2s maal 1 op s kwadraat. En dan plus e to die mag min 3s maal 1 op s kwadraat. Want dis eintlik uh 1 op s, dis eintlik, want dis mos nou 1, so dis 'n kombinasie van 1 en van die unit step function. So dis omdat ek daai s kwadraat het. Want dis heeltyd 1 op s maal 1 op s. So dis omdat dit s kwadraat is. En dan kan jy maar net die s kwadraat gaan uithaal en dat jy net 1 minus e to die mag min s minus e to die mag min 2s plus e to die mag min 3s. So ek wou maar net vir julle gewys het ook as daar miskien 'n unit step function is wat hulle inbring. Maar julle sê julle het daarom nie al baie somme van dit gedoen nie. OK, kom ons kyk nou na die inverse dan. So wat is die idee agter nou dat ons die inverse moet doen? So ons weet nou redelik hoe om die tabel op te los of hoe om die tabel te gebruik. Maar nou moet ons die reverse doen basies. So dis nou unit 19. So chapter 8.2. So wat het ons nodig? Wel, ons gaan uiteindelik die inverse moet gaan kry van die fs funksie. So dit beteken ons gaan net reverse. Want dan kom ons nou weer by die tydfunksie uit. So in plaas daarvan soos ons in die vorige gedeelte heeltyd hierdie probeer soek het om uiteindelik daai te kry, nou gaan ons dalk hierdie hê en ons gaan weer teruggaan. So ons moet nou die hele tyd die tabel gaan gebruik en probeer kry en probeer kyk, kan ons nie wat ook al hulle vir ons gee in een van hierdie vorms raak sien nie. As ons dit dan kan raak sien in die vorms, dan weet ons mos nou wat die inverse gaan wees. Nou, dit klink makliker gesê as gedoen, maar kom ons kyk na 'n paar somme en dan sal ons sien hoe mense dan toepas. Want 'n mens moet baie keer partiële breuke ook gebruik. So dit is waar hierdie werk, dis waar die partiële breuke weer terugkom. Net gou so na 'n paar somme. Hier kry. Dis nou die inverse gaan doen. OK, so kom ons kyk sommer na hierdie die eerste enetjie hierso. Hulle gee vir ons 'n Laplace of 'n funksie reeds in f van s. En hulle sê dit is s min 3 op s min 1 se kwadraat. En hulle sê ons moet nou die inverse gaan kry. So kom ons gaan kyk of daar dalk ietsie is wat so lyk. Ek sien nie bo 'n s, hierso is dalk ietsie. Hierso is 'n s min b, maar dan moet dit in die vorm wees, hier by nommer 13. En hy lyk nie vir my asof hy in daai vorm is nie. So wat ons eers moet gaan doen is ons moet eers net hierdie storie gaan opdeel in partiële breuke. So ek gaan net eers hierdie gedeelte gaan vat en net partiële breuke eers gaan toepas om hom 'n bietjie beter te gaan skryf. So hierdie is dieselfde as a op s minus 1 plus b op s minus 1 kwadraat. Maal met die KGV regdeur dat ons s minus 3
is A, S minus 1 plus B. Stel S gelyk aan 1, dat ons min 2 is B, so daarom is B min 2. Stel S sommer gelyk nou aan 0, dat ons min 3 is min A min 2. So min A is dan min 1, so A is 1. So dit beteken, hierso staan eintlik 1 op S min 1, min 2 op S min 1 se kwadraat. Dis eintlik wat f van S is. So om nou die inverse te gaan kry van f van S, is so goed soos om die inverse te gaan kry van 1 op S min 1 minus 2 op S min 1 kwadraat. En dit is dalk nou 'n bietjie makliker. Want 1 op S min 1 kan ek duidelik sien is nommer 3. So dit gaan net wees e ter mag t. En dan die volgende netjie gaan hierdie netjie hier wees, nommer 9. Nommer 9. So dit gaan wees 2t e ter mag t. Want die t, die n is net is dan 2, so is 2 fakulteit. Of jammer, die n is nie 2 nie. Die n is 1. So dit gaan dit wees t ter mag 1. En 1 fakulteit is net 1 daarbo en s minus 1 tot die mag 1 plus 1. So dan maak dit heeltemal sin. So daar het ons dan sy inverse. So moenie vergeet van partiële breuke nie. Gaan vereenvoudig eers die ding totdat dit so ver as moontlik vereenvoudig is. Veral as jy nie dadelik as hy nie daar betrokke is nie. Soos in die begin het ek gesien hierdie ouetjie hier kom nie so skoon hier voor nie. So gaan breek hom eers op in partiële breuke, dan is dit dalk makliker om hom te spot. OK. Kom ons kyk dan nog eenetjie. Hier is 'n funksie en hulle sê ons moet sy inverse gaan kry. So 6s minus 5 op s kwadraat plus 7. Nou kom hy voor in die tabel net so skoon. En die antwoord is nee. Ek sien niks nie. Maar ek kan ons gaan split. Ek kan gaan sê dis dieselfde as 6s op s kwadraat plus 7 en dan net minus 5 op s kwadraat plus 7. Ek mag dit mos so split. So daarom die Laplace van hierdie gedeelte is dan net, skryf maar net die Laplace die hele tyd van alles uit. Ek weet nie, soos ek sê, hulle is baie keer baie streng op hoe jy dit skryf. So skryf dit maar dalk net uit. Dat jy gaan nou die Laplace van elke ding vat. So ek gaan sorry, jy moet wees inverse. Ek gaan die inverse vat van elkeen. Nou, hierso is enetjie wat dalk vir my bekend lyk. En dit is, as ek hierso bo kyk na cos, nommer 5. Die enigste verskil of enigste probleem is onder moet staan s kwadraat plus iets kwadraat. En daai iets kwadraat kan ons nou hierdie 7 kan geskryf word as wortel 7 kwadraat. En daai 6 daarvoor bly daar, so dis 6. En dan is dit nou nommer 5 in die tabel, so dit is dan net cos van die a wat wortel 7 is, soos wortel 7 t. Dan minus
Hier, onthou daarbo moet ons nou 'n eintlike S wees as ek weer na kos wil kyk. Andersins as ek na vir hierdie netjie is daar nou nie 'n S nie, so dan moet ek sin gebruik. So dit is dan nommer 4. Die probleem is net daar moet dan eintlik ook 'n A, dieselfde A moet daar bo ook wees. So hierdie waarde van wortel 7 moet eintlik daar bo wees. So sit hom daar, maar dan moet jy mos net deel met wortel 7. So hierdie antwoord gaan wees 5 op wortel 7. Dis nou hierdie gedeelte. Die 5 op wortel 7. En dan die res is net sinne. So dis sin wortel 7 t. En dan is jy klaar. Dit is dan die antwoord. Die inverse is dalk so 'n bietjie meer tricky as die gewone Laplace, want die gewone Laplace gaan jy net vorentoe half. Maar nou om terug te gaan moet jy eers 'n bietjie manipulering doen en so voorts. Is almal reg met hierdie som, kan ek na die volgende toe gaan? Yes, Monique. Sorry Gustav, ek wil net seker maak daai wortel 5 wat daar so staan moet dit 'n wortel 7 wees of Ag, het ek sorry. iets Yes. anders? Ja, hy moet wortel 7 wees, dankie. OK. Kom ons kyk dan nog enetjie. So hier is die funksie, hy word vir ons gegee deur die volgende. 1 minus 3s op s kwadraat plus 8s plus 21. So magies, hy lyk glad nie vir my soos iets wat ek hier ken nie. Maar wag 'n bietjie. Hierso is goeters hieronder wat sê maar s minus b kwadraat is plus nog 'n getal. En ek weet ek kan hom split uiteindelik. Ek kan sê 1 op die hele ding minus 3s op daai hele ding. So, ek sal dit nou doen. Ek wil net eers hieronder om graag hê om vereenvoudig. Nou hy kan nie as net iets maal iets hê nie, want wat gee vir jou 21 as jy bymekaar plus kry jy 8. Dis net 7 maal 3 wat nie veel wat nie werk nie. So ek gaan hom probeer kry as een van hierdie maniere hieronder, soos julle kan sien. Sê maar nommer 9, nee, nommer 10 of nommer 11 of nommer 12 of suits. Of selfs nommer 4 of nommer 5 wat hy dalk vereenvoudig is dalk. Sal nou sien. So vir dit moet ek hom eers net 'n bietjie gaan herskryf en om hom te gaan herskryf kan ek voltooiing van vierkante gebruik. Iets wat julle in graad 11 geleer het. So ek het s kwadraat plus 8s plus die helfte van 8 se kwadraat plus 21, maar as ek dit daarby geplus het, moet ek dit net weer aftrek. Dit is mos voltooiing van vierkante. So 1 minus 3s en dan hierdie eerste 3 terme word s plus 4 se kwadraat en dan plus 5. Nou, as die ding daarbo ook dieselfde is, kom ons kyk hierso na hierdie hier dalk. Nommer 10 en nommer 11. Nommer 10 sê vir my, of kom ons kyk eers na nommer 11. Nommer 11 sê vir my, dan moet s min b, as hy onder betrokke is, en hier lyk hy baie dieselfde. S minus b kwadraat plus iets kwadraat. Dit gaan net wortel 5 kwadraat wees. Dan moet daar net bo ook 'n s minus b wees. So dit beteken ek moet bo ook op 'n manier 'n s plus 4 hê. Hoe gaan ek by 3s uitkom met net s? Wel, hier vooraan moet staan negatief 3. So negatief 3 maal s gaan vir my
negatief 3s gee. Maar dan sit ek met 'n probleem. Negatief 3 maal 4 gee vir jou negatief 12, maar ek moet by 1 uitkom. So plus net met 13. En ek mag dit doen want ek het niks verander aan die waarde van wat daar staan nie. Ek gaan net hier as plus skryf wortel 5 kwadraat. En nou gaan ek hom net 'n bietjie split, net om hom mooier te skryf. Ek gaan sê dis negatief 3 maal s plus 4 op s plus 4 kwadraat plus wortel 5 kwadraat. En dan net hierso sê plus 13 op s plus 4 kwadraat plus wortel 5 kwadraat. Daai eerste netjie kan ek sien gaan hom soos nommer 11 lyk. Reg, soos julle kan duidelik daar sien. Die tweede netjie gaan soos nommer 10 lyk. Die enigste probleem van nommer 10 is daai A moet bo ook betrokke wees. So sit hom dan daar. Maar dan moet ek mos nou weer deel. OK, so daarom die inverse van hierdie hele f van s. Dan moet jy eintlik nou net gaan wys. Jy gaan die inverse van die enetjie kry en jy gaan die inverse van die enetjie kry. Ek sit nou 'n bietjie lui. Sal dan wees negatief 3 in hierdie eerste enetjie lyk soos die cos ene, soos net e tot die mag die b, negatief b, soos negatief 4t cos van a wat wortel 5 is, wortel 5t plus 13 op wortel 5, want dit is nou hierdie gedeelte. In 'n ander gedeelte gaan ons mos nou net sin gebruik. Hierdie persgedeelte gaan sinne wees. Dan is dit ook e tot die mag negatief b, so dit is negatief 4, so die b is negatief 4, so negatief 4t, en dan sin ook wortel 5t. En daar het ons dan die inverse. Maar mense moet nogal kop hou. Is julle reg? Okay, kom ons kyk. Ons sê nog enetjie. Dit gaan by nog enetjie uitkom. Okay, hierdie enetjie gaan nou lank wees. Hy tel okay, of ons kan hom dalk op 'n stadium hy tel sommer 7 punte. Ek is bang ons die tyd haal ons nou in. Ons doen dalk enetjie, hy tel sommer 5 punte. So, hulle gee vir ons f van s is 2 op s kwadraat
maal s kwadraat plus 3. En ons moet die inverse gaan kry. Nou, ek sien nie dadelik iets wat so lyk nie. Ek kan dit nie duidelik sien nie. Maar wat ek kan doen is, ek kan sê, wag 'n bietjie. Hierso staan eintlik net 1 op s kwadraat maal 2 op s kwadraat plus, en nou sien ek dalk hierso is goeters wat in daai vorm kan wees, soos byvoorbeeld hierdie sin ene, het s kwadraat minus of hier enetjie, ja, die sin enetjie s kwadraat plus a kwadraat. Maar daai a kan ek dan net skryf as wortel 3 en dan kwadraat. Maar dan moet hy eintlik net bo betrokke wees. So dan moet ek net weer deel met wortel 3 bo ook. En ek doen dit so want hierdie gedeelte hierso is daai sin ene. So ek kan sien hierdie is net die Laplace van t. Soos ons daar kan sien. Dis net die Laplace van t ter mag 1. Dis daai netjie daar, nommer 2. Hierdie rooi gedeelte kan ek sien is die Laplace van 2 op wortel 3 van sin wortel 3 t. So wat ek nou doen is maar net om te bevestig of net om ten minste 'n idee te kry van waartoe ek moet gaan of wat ek moet doen. So eintlik is hierdie die Laplace of hierdie funksie is eintlik een funksie en nog 'n funksie. Dis twee funksies eintlik. So dan moet ons nou eers ander tegnieke toepas. Ek dink amper nie julle het al na dit gekyk nie. Ek dink dit is eers met daai konvolusie goeters wat 'n mens moet doen. Julle het nog nie Laplace gedoen wat die mens twee funksies langs mekaar het nie, nê? Nee, Gustav. OK, moet dan nie oor hierdie dingetjie stres nie. Ek dink soos ek sê dan glo ek nie julle gaan so ietsie kry nie want ek dink dit kom nog eers by die latere werk wat 'n mens dan twee goeters het. Hulle kan dalk net vir jou vra oor hierso split dit sodat jy kan sien dit is twee verskillendes. En dan stop jy net daar. Kom ons kyk dalk na net nog enetjie wat dalk ook lekker is. Net gou hierso enetjie kry. OK, kom ons kyk dalk na hierdie hier. So is net partiële breuke wat mens hier moet toepas. So dis 'n groot enetjie hierso. Hy het in die toets, hy het sommer 10 punte getel. Hy het so baie getel omdat 'n mens baie moet doen. Dis nie omdat dit dalk moeilik is nie. So dit is hierdie ding. Nou jy moet hom eers gaan opbreek in partiële breuke. So dit gaan a op s plus 1 wees plus b op s plus 3 plus daai netjie is 'n kwadraat, so dit is cs plus d op s plus 2. Ag s kwadraat plus 1. Nou, ek gaan nie nou tyd mors op hoe om die Laplace te doen nie. Ag, hoor vir my nie die Laplace die partiële breuke te doen nie. Jy kan maar net gaan kyk hoe 'n mens by dit uitkom. Maar uiteindelik gaan dit wees 5 op 4 op s plus 1 minus 'n kwart op s plus 3 en dan daai netjie gaan gesplit kan word as negatief s op s kwadraat plus 1 en dan plus 'n half op s kwadraat plus 1. Ek het hom net gesplit. So ek het c gekry, ek het d gekry, toe split ek dit maar net. En dan daarna gaan kry net die inverse. So die rede hoekom hy 10 punte getel het was om uiteindelik hierdie waardes te gekry het. Dit het seker self omtrent 5 punte getel. So die inverse van hierdie funksie
is dan net, nou kan ons gaan kyk. Iets op S plus 1, lyk soos nommer 3. Soos 5 op 4, E to die mag min T. Dan min 'n kwart, hierdie gaan wees E to die mag min 3T. Dan die een wat sê S kwadraat plus 1, dit is kosinne, soos daai netjie daar, so dis net negatief cos T. En dan daai netjie wat 'n getal bo het, gaan net wees dan 'n half, dit is aan sinne. Sin T. En daar het ons dan elkeen. OK. Ek wil net gou vinnig vir julle wys voordat ons afsluit. Hierdie gedeelte hierso, hoe ek by hierdie waardes uitgekom het. Ek het dalk dit nie nou baie mooi verduidelik nie. So ek wil net gou vinnig vir julle dit net op die regte manier verduidelik. Ons wil eintlik hierdie net as positief hê. So kom ek wys net gou vinnig vir julle dit. So ek gaan hierso eerder net sê plus en dan net 1 ek maal ons net in. So is 1 minus t I t min 1 plus weer eens, is net makliker om hierdie eerder plusse te hê. So dis omdat ek dit plusse maak. En hier so staan ons nou 2 minus t. As ek net inmaal. En dan hy is reeds plus, so hy is fine. Dan hoe ek hier by hierdie waardes hier uitgekom het, is die eerste netjie, is die oranje netjie, hy is maar net t. En die volgende netjie is dan die waarde wat hy is, daai 1, en dan net minus die volgende netjie. So ons het eintlik, ag jammer, hierdie netjie plus die vorige ene. So is 1 min t plus die vorige ene, t. En dit is omdat ek 1 daar gekry het. Dan die volgende netjie is dan die 2 gedeelte. So dit is dan die 2 en dis mos nou dan die enetjie daar. So is 2 min t plus die vorige enetjie, plus 1, wat vir my 3 min t gee. En dan die volgende enetjie is dan die t min 3 plus die vorige enetjie, wat sê 3 min t. En dit gee vir my 0. So dit is hoe ek nou by al daai waardes uitgekom het. Ek wil net vir julle gewys het dat julle nie die mekaar raak nie. Die maklikste is om eerder, anders raak dit die mekaar met plus en minus en goeders, verander net daai tekens eerder na plusse toe. So dan is dit T1, 3 min T en 0. OK. Enige vrae van julle kant af dalk oor die werk waar julle môre skryf? Dit weet gerus as daar enigiets is soos wat julle dalk somme doen of op somme kom wat ons nou nie noodwendig gedoen het vanaand nie, dan help ek graag. OK, totsiens julle, lekker aand vir julle verder. Dankie, Gustaf.